Goeiemôre aan elkeen en hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Mag dit vir ons 'n goeie paar oomblikke in die Here se teenwoordigheid wees. Mag ons dankbaar wees vir wie ons is en wat ons het. En mag ons onthou om elke oomblik op te kyk en na die krag van die Here te soek en ook vorentoe te kyk by die lewe volhard. Ons beweeg tans in die lydingstyd in ons kerklike jaar. En in hierdie lydingstyd fokus ons dan opnuut op Jesus Christus as die gekruisigde en opgestane Heer. Want is op die ou en alleen by die kruis van Jesus waar ons mag kry in ons magteloosheid, waar ons krag vind as ons swak is, waar ons hoop vind vir ons hopelose omstandighede en waar ons vrede vind vir 'n onstuimige hart. Mag ons dan ook in hierdie oggend en met hierdie erediens kies om ons oë alleen op Jesus Christus gerig te hou, wat ons gebroke, sondige bestaan met sy genade en liefde kom nuut maak het. Kom ons sing saam ons voorsang uit Vonk 293, strofe 1, 2 en 3. Met sy genade kom red hy ons, in sy liefde dra hy ons, en met sy krag versterk hy ons. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van hom wat was en is en weer sal kom. Amen.
U wat terug en bly, staan ons altyd by. U versterk ons gees, U gee ons hoop. Geliefdes, wanneer ons oor die wil van die Here nadink, is dit nie goed genoeg om te sê, ons weet dat die Here 'n plan met ons lewe het, maar ons weet nie eintlik wat daai plan is nie. Dit is soos om na 'n onbekende bestemming te ry sonder 'n padkaart of rigtingwyser en dan verwag dat jy by jou bestemming sal uitkom. Ons het 66 boeke in die Bybel waarin God sy wil aan ons openbaar en waaruit ons kan leer oor hoe die pad lyk wat God wil hê ons moet loop. In die Nuwe Testament veral wys God vir ons sy wil in en deur Jesus Christus. En God se wil is in die eerste plek dat dit nie oor ons gaan nie, maar dat dit gaan oor Jesus Christus in wie ons die lewe het. God se wil is dat ons Christus sal ken en in die goeie en slegte tye van ons lewe aan hom sal bly vashou en binne sy wil vir ons lewe sal leef. En in die Bybel, veral in die Nuwe Testament, vind ons dan 4 belangrike rigtingwysers. Ons sou ook kon sê spelreëls oor hoe ons volgens die wil van die Here kan lewe. Die eerste daarvan lees ons in 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5 wat sê wees altyd vrygewig. Christus het aan ons sy genade en liefde in oorvloed kom gee. En daarom het ons ook die opdrag om hierdie genade en liefde aan mekaar en ander te deel. Dit vra dat ons onsself sal gee. God se wil is Christus. En uit Christus leef die Christen juis soos wat hy van ons verwag. Om die wil van God te doen, vra van ons 'n oorgee, 'n omgee en 'n aangee van onsself, ons tyd, ons talente, ons vaardighede, dalk selfs ons geld om Jesus te dien. Die tweede riglyn wat ons kry, 1 Tessalonisense 4 vers 5 is die opdrag om heilig te wees. Dit vra dat ons toegewyd aan God moet lewe en genoegsame ruimte vir hom in ons lewe moet maak. Om heilig te leef beteken nie dat ons oor bo-menslike krag beskik nie, maar dit beteken om onsself af te sonder deur in 'n lewende verhouding met hom te leef. Dit vra dat ons sal nee sê vir die sonde en die verkeerdhede in ons lewe en dat ons selfs in die moeilikste omstandighede van ons lewe sal kies om 'n pad van volharding saam met die Here te loop. Die derde riglyn wat ons vind ook in 1 Tessalonisense 5 is om altyd dankbaar te wees. Ons het die lewe in Christus ontvang en dit stel ons in staat om bly te wees, selfs al gaan dit nie altyd met ons goed nie of al bring die lewe nie altyd vir ons presies wat ons wil hê nie. Die wete dat ons die Here kan ken, maak dat ons steeds met dankbare harte kan leef en stel ons in staat om meer te wees as wat ons ooit gedink het moontlik is. Die hartsaar van God se koninkryk is om met dankbaarheid te leef. Dankbaarheid vir wie ons is en dankbaarheid vir wie ons het. En die laaste groot riglyn wat ons vind oor hoe om volgens die wil van die Here te lewe, vind ons in 1 Petrus 2 wat ons oproep om goed te doen. Die Griek sê letterlik leef 'n goed doen lewe. En dis waarvoor ons geroep is en waarvoor ons ook ons lewe moet toewy. Dis die wil van God volgens die skrywe van 2 Petrus dat ons oral altyd sal goed doen. Waar was ons die week soos die barmhartige Samaritaan? Waar het ons iemand opgetel wat geval het? Wie se las help ons dra? Wie behandel ons met respek selfs al dink ons dat hulle nie ons respek waardig is nie? Waar en in wat het ons 'n verskil probeer maak? Dis die vraag wat ons moet vra wanneer ons 'n goed doen lewe wil lei. Jy sien, ons is burgers in God se koninkryk en om sy wil te lewe of volgens sy wil te lewe, vra dat ons 'n lewe sal leef soos hy ons kom leer het. Leef daarom 'n lewe van vrygewigheid, heiligheid, dankbaarheid, maar leef veral ook 'n goed doen lewe. Mag God ons hierin help
en elke dag ook aan ons sy vrede gee. Die skriflesing vir ons erediens vanoggend kom uit Kolossense 2 en ons gaan daarvan saam lees vers 6 tot en met vers 15 en ons gaan ook in die prediking verwys na 1 Korintiërs 7 vers 23. Maar wat ons gaan saam lees is Kolossense 2 en ons gaan daarvan lees vers 6 tot en met vers 15. Die opskrif wat aan hierdie gedeelte gegee word is lewe in verbondenheid met Christus Jesus. Aangesien julle dan Christus Jesus as die Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor al die bose magte en deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood, deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Tot sover ons skriflesing. Mag elkeen van ons hierdie woorde getrou in ons harte en in ons lewens bewaar en mag ons altyd kies om volgens die wil en die woord van die Here te lewe. Terwyl jy so bly sit, kom ons raak stil en kom ons bid saam. Here ons God, net by U is daar moed vir die angs in ons hart. Ja Here, net by U is daar vrede en kalmte vir ons onrus en net by U is daar nuwe krag vir swakheid en leegheid wat soms ons lewe oorweldig. En Here, daarom het ons die behoefte om vanoggend net by U voete te kom sit en stil te word in U heilige teenwoordigheid. Dankie vir wie ons is en wat ons het. Dankie dat ons kan weet dat ons nooit so ver is dat U genade ons nie kan bereik nie. U is die God van lewe, ons bron van krag en hoop, en dit is in U wat ons elke oomblik hoopvol ons vertroue wil stel. Vergewe ons tog ons onverskilligheid teenoor U, Here. Daardie kere wat ons kies om die eie ek in beheer te plaas en U stem doelbewus op die agtergrond van ons lewe te plaas. Laat ons met opregte geloof en vertroue die volheid van ons lewe in U hand plaas en met die hoop leef dat U ons nooit alleen sal laat nie en U liefdevolle hand nooit van ons sal onttrek nie. Here, ons bid vanoggend in die besonder vir die wêreld waarbinne ons leef. Die roekeloosheid rondom ons is groot. Uitdagings is baie. Die meere reg oor die wêreld vlam op en elkeen is besig om sy eie agenda eerder as U wil na te vra en te soek. Daarom voel dit baie keer of alles uitmekaar uitval. Maar dit gebeur, Here, juis omdat die wêreld met hulle rug na U toe leef. In plaas daarvan om met hulle aangesig na U hemelse lig gedraai te wees en in afhanklikheid na U wil te vra. Vergewe ons waar dit gebeur
En rus ons vanoggend opnuut toe met die wapenrusting van geloof om in elke situasie standvastig te bly met ons oë alleen op U gerig. Open ons harte vir U woord en voete versterk ons moë en honger siele met die waarheid uit U woord in hierdie oggend. Ons weet, Here, dat die gelowiges se op pad wees met tye stormagtig sal wees, maar ons bely met sekerheid in ons hart dat ons eindbestemming veilig sal wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Die afgelope tyd het ons as Suid-Afrikaners al hoe meer bewus geraak van hoe duur alles ewe skielik geraak het. Die pryse van algemene goedere en dienste het die hoogte ingeskiet en die waarde wat ons vir dit kry of die waarde wat ons uit ons geld kry het eintlik in die proses al hoe minder geword. Iemand sê nou die dag tydens 'n gesprek dat dit kos duurder om haar motor vol brandstof te maak as wat sy op die paaiement van daai motor betaal. Ons betaal duurder, maar die waarde wat ons daarvoor kry is baie min. En nou weet ons tog goed hoe ongelukkig ons kan raak as ons ten duurste vir iets betaal het, maar nie genoegsame waarde daaruit kry nie. Nie almal van ons hou noodwendig van dieselfde goed nie, ons koop nie noodwendig dieselfde goed nie, maar daar's 3 dinge by ons almal in gemeen. Eerstens is nie een van ons bereid om iets te koop wat nie vir ons waarde het nie. Tweedens gaan ons ook nie toelaat dat enige iemand vir ons sê wat ons met ons gekoopte goed moet doen nie. En derdens gaan nie een van ons 'n gekoopte item wat waardeloos is, hou of verder moeite daarmee doen nie. En nou kom Paulus en hy herinner ons 'n paar keer in sy briewe dat net soos hierdie finansiële uitdagings in ons daaglikse lewe werk, moet ons ook onthou dat ons as gelowiges teen 'n onsaglike hoë prys gekoop is. Dink ons ooit nog daaraan dat ons deur die bloed van Jesus Christus gekoop is? Die bloed wat druppel vir druppel uit sy gebroke liggaam aan die kruis gevloei het, is gebruik om ons vry te koop uit die mag van die vernietigende sonde en die straf wat ons eintlik moes verdien het. En skielik bring hierdie blote gedagte 'n klomp vrae in ons gemoed na vore. Skielik kan ons nie help om te wonder of is ons nog enigsins vir die Here van waarde nie. Ons wonder hoeveel keer was hy nie dalk al spyt oor wat hy gekoop het nie. Spyt oor die verskriklike prys wat hy daarvoor betaal het nie. Ons getuig maklik dat hy ons met sy bloed aan die kruis gekoop het, maar wat het hy gekoop? Wat se waarde het hy daaruit gekry deur met sy kosbare bloed hierdie enorme prys te betaal? Jy sien, hierdie is eintlik die hoogste vorm van inflasie, want die duurste prys is betaal vir iets wat volgens die wêreld die minste waarde gehad het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in 1 Korintiërs 7 vers 23, gebruik Paulus reeds hierdie aangrypende beeld wanneer hy oor die werk van Jesus praat en verduidelik hoe Jesus ons losgekoop het deur sy bloed. Hy sê, omdat ons losgekoop is deur die bloed van Jesus, kan ons nie kies om slawe van mense te word nie. Hy sê onder andere ook dat ons gekooptes is en dan voeg hy 'n waarheid daarby. Hy sê dat hierdie kooptransaksie glad nie goedkoop was nie. Ons is as te ware duur gekoop en in al sy briewe volg hy hierdie goue draad van hierdie opvatting. Juis omdat ons deur die bloed van Jesus Christus gekoop is, behoort ons aan hom en word ons op 'n unieke wyse deel van sy dood en kry ons deel aan 'n ewige lewe in hom, deur hom en by hom. Maar hierdie kooptransaksie het nog iets gedoen. Dit het onmiddellik ons waarde kom verander. Al klink dit nou as ons hoor dat ons gekoop is of ons slawe is sonder doel, waarde of sê, is dit juist die teenoorgestelde wat hierdie kooptransaksie tot gevolg gehad het. Want Jesus het met daai duur prys wat hy betaal het verseker dat dit nie langer so sal wees nie. Hy was bereid om 'n enorme koopprys te betaal dat ons nie langer slawe van die sonde is nie, maar dat ons kinders van God kan word. En nou dat ons aan hom behoort,
behoort ons eintlik vir hom volle seggenskap oor ons lewe te gee. Nie omdat ons waardelose slawe is nie, maar omdat ons kinders van God is. Dis op die ou ende alleen 'n lewe wat in verhouding met Jesus geleef word, wat die volheid van hierdie kooptransaksie sal verstaan en sal waardeer en besef hoe groot die prys was wat hy werklik betaal het. Ons vind presies dieselfde tema in die Kolossense brief waaruit ons saam gelees het. Ons lees dat ons in Christus reeds alles het wat ons vir ons verlossing nodig het, juis vanweë sy bereidwilligheid om die allergrootste prys te betaal vir iets wat in die oë van die wêreld eintlik waardeloos was. Daarom is Paulus van mening dat ons nie anders kan as om uit dankbaarheid teenoor die Here voluit vir hom te lewe en nie toe te laat dat ander dinge of ander magte ons lewe beheer nie. En dis waaroor Paulus in die Kolossense brief bekommerd was. Hy was besorg daaroor dat dwalinge waarvan hy in die omgewing te hore gekom het, die gelowiges sou beïnvloed en hulle geloof sou begin bedreig het. En die doel waarom hy dan juis hierdie skrywe aan hulle rig, is om die bestaande en potensiële dwaling in die gemeente aan te spreek, dit te probeer bekamp, maar dan ook die gelowiges te herinner dat hulle in Christus alles het wat hulle nodig het. Paulus wou vir hulle sê dat hulle nie aan die Here kan behoort en terselfdertyd ook hulle oopmaak vir eksterne dinge of magte nie. Die Here is die eienaar van hulle lewe. Dis hy wat bereid was om hierdie allerhoogste prys te betaal en daarom moet die gelowiges sy wil nastreef, sy opdragte gehoorsaam en mag niks of niemand anders beheer van hulle lewe oorneem nie. Jesus het die sondaar mens duur gekoop met elke druppel van sy bloed en daarom kan hy die reg van sy eienaarskap uitoefen. 'n Lewe in die Here se teenwoordigheid begin wanneer jy hom as die eienaar van jou lewe erken en toelaat dat hy sy leiding vir jou in jou lewe gee. Net soos wat ons iets koop en dit dan aan ons behoort en as te ware vas is aan ons, net so moet die gelowige ook naby die Here leef, vas aan die Here leef en nie toelaat dat enigiets anders hierdie kosbare band vernietig nie. Jy kan dus hierdie lewe in Christus alleen lewe as jy jouself volkome aan hom wy en jouself volledig aan sy wil onderwerp en die krag van sy gees in jou lewe erken. Jy kan nie sy loskoopprys aanvaar, maar dan 'n slaaf van ander mense of ander dinge word nie. Die gelowige moet altyd sorg dat sy of haar lewe in Jesus geanker en gevestig bly. Want op die manier sal jy dan diep bewus word van hoe hy sy hand oor jou hou. Hoe hy jou met lewegewende krag voed. En hoe meer dit gebeur, hoe minder sal ander mense en ander dinge probeer om jou uit sy hand los te ruk. Paulus beklemtoon verder dat die feit dat ons deur die bloed van Jesus gekoop is, nie net 'n oorlewering sonder waarheid is nie. Hy sê so mooi in hierdie gedeelte, omdat God in Jesus self beliggaam is, omdat God self in Jesus teenwoordig is, maak dit hierdie kooptransaksie waar en eg. Dit het groot waarde en dit kan nooit deur niemand weggeneem word nie. Iemand wat reeds op hierdie manier deur die bloed van Christus gekoop is, het nie nodig om weer aan iemand anders te behoort nie. Ons kan daarom nie aan ander godsdienste of afgoderry in die wêreld blootgestel word nie, want hulle besit jou nie. Jy's nie aan hulle vas nie, maar aan die liefde en die genade van die Here vas. As die Here sê dat jy aan hom behoort en dat hy jou duur gekoop het, is dit waar en moet jy hom toelaat om eienaarskap van jou lewe te vat. Hy is die ware bron van lewe en daarom het geen Christen meer as dit nodig nie, omdat hulle van alles in Christus voorsien is. Paulus maak dit ook baie duidelik dat die feit dat Jesus ons met sy bloed gekoop het, nooit 'n las kan word nie. Die lewe gaan dalk met tye vir ons swaar voel en soos 'n las word.
Maar God se eienaarskap oor jou lewe sal nooit 'n las wees nie. Dit word eerder jou redding, jou uitkoms, jou hoop in daardie uitdagende lewenssituasies. Deur sy dood aan die kruis het hy hierdie kooptransaksie moontlik gemaak en deur sy opstanding gee hy ewigheidswaarde daaraan. Jy kan daarom met oorgawe lewe solank jy vir hom lewe, in moeilike maar ook in slegte tye. Hy is nie van plan om van sy gekooptes ontslae te raak, hulle in te ruil, weg te gee of terug te stuur nie, maar al wat hy vra, is dat hierdie gekooptes hom toelaat om eienaarskap van hulle lewe te neem, om in gehoorsaamheid aan hom te leef en sy wil te doen. Paulus voeg egter in hierdie gedeelte 'n baie belangrike perspektief by. So teen die einde van hierdie gedeelte sê hy, ons moet onthou dat ons juis vanweë ons sonde eintlik nutteloos was vir die wêreld. Ons het ons waarde verloor omdat die sonde ons beheer het en dit ons lewens oorgeneem het. Maar toe kom Christus en met sy bloed koop hy hierdie gebroke mens ten duurste en hy maak van dit iets nuuts. Hy gee nuwe lewe aan iets wat nutteloos en waardeloos was en eintlik vir die dood bestem was. Hy betaal 'n ondenkbare prys en kry eintlik bitter min waarde daarvoor. Maar hy los dit nie waardeloos nie, want sedert daardie diertransaksie op Golgotha vind die gelowige hulle waarde nie in hulle self nie, maar in Christus. En word hulle gebrokenheid in hom en deur hom heel gemaak. Deur hierdie onselfsugtige liefdesdaad maak die Here heel wat deur die sonde hier gebreek is. En dit gee aan hierdie mens nuwe waarde, 'n nuwe identiteit met 'n nuwe toekomsgerigtheid. Hy koop ons nie nuut nie. Maar wanneer hy ons kry, maak hy ons nuut. En is hy bereid om daai hoogste prys te betaal. Hy betaal dit vir iets wat eintlik vuil en gebroke is. Maar hy maak van dit iets nuut en anders. Hy sorg dat hy ons volkome nuut maak, ons vlekkeloos maak en dit wat in ons menswees gebroke is, weer herstel word. Hy maak ons volledig sy eiendom. Jesus wag nie tot ons dit eers reg kry voordat hy dit doen. Hy doen dit. Hy betaal hierdie prys wetende dat ons dit nie reg kry nie. Maar sy liefde vir ons is so groot dat hy steeds die hoogste prys betaal vir iets met die minste waarde. En nou sê Paulus, jy kan nie hierdie waarheid aanvaar, maar steeds leef asof jy aan die bose oorgelewer is nie. As jy aanvaar dat jy die Here se eiendom is, as jy aanvaar dat hy moeite gedoen het om jou los te koop van dit wat jou gevange gehou het, kan jy nie anders as om vir hom te leef en vir hom van waarde te wees nie. Jou lewe moet getuig dat hy jou eienaar is. En sodra ons in hierdie lewe nie met iets tevrede is nie, wat doen u en ek daarmee? As ons nie tevrede is met wat ons gekoop het nie, dan ruil ons dit vinnig. Of ons stuur dit terug na waar dit vandaan kom, of ons gee dit weg. Dankie tog. Die Here doen nie dieselfde met ons nie. Maar hy vra daarom van ons 'n lewe in sy teenwoordigheid, 'n lewe in verhouding met hom, 'n lewe waarin ons hom opreg vertrou. Daarom moet ons onsself ook gereeld afvra, is God nog tevrede met my lewe? Leef ek nog gehoorsaam aan hom? Leef ek nog asof ek aan hom behoort? Is ons lewens vir hom 'n seën of word dit vir hom 'n hartseer teleurstelling? Hoeveel keer het hy nie dalk al oor hierdie koop van hom gewonder nie? Ons moet kan groei in ons geloofsverhouding. Ons moet kan gloei met sy genade en ons moet met sy liefde deur 'n stikkende wêreld gaan vloei. Ons moet hom as die enigste Here van ons lewe erken en nie toelaat dat soveel ander dinge van ons lewe beheer vat nie.
Niks van daardie ander goed het dieselfde prys vir jou betaal as wat Jesus vir jou betaal het. Nie een van daardie ander dinge heg soveel waarde aan jou soos wat hy aan jou geheg het nie. Hy sê dan selfs jou naam staan in sy handpalm gegraveer en later in Openbaring jou naam sal staan in die boek van lewe. Niks anders in hierdie wêreld is bereid om soveel tyd en aandag en geduld aan jou te skenk en seker te maak dat jy groei tot geloofsvolwassenheid nie. Niemand sal soveel moeite met 'n ou stuk klei spandeer om iets nuuts daarvan te probeer maak as wat die ware pottebakker besig is om dit elke dag te doen nie. Net die Here doen daardie moeite met ons. Niemand sal jou in hierdie wêreld kan lief hê soos wat hy jou lief het nie. Hoe weet ons dit? Kyk na die prys wat hy bereid was om te betaal. Gee hom daarom die ruimte om jou lewe nuut te maak. En vertrou hom genoeg met alles wat stikkend en vuil en gebroken in jou lewe is, dat hy dit sal heel en skoon maak op sy bestemde tyd. Die boodskap wat Paulus vir die gemeente in Kolossense wou oordra, kom neer op die volgende. Moenie met jou mond sê dat Jesus jou duur gekoop het, maar jou lewe word so deur ander dinge beheer en bestuur, dat niemand niks van Christus in jou lewe meer kan sien. Moenie jouself weggee aan alles en almal wat graag beheer oor jou lewe wil hê, terwyl hy die een was wat bereid was om met sy bloed vir jou lewe te betaal nie. Die oomblik as jy toelaat dat iets of iemand anders jou lewe beheer, gaan jy nie die krag hê om doelgerig te lewe nie. Gaan jy nie in jou geloof kan volhard nie. Gaan jy nie troos vind in jou hartseer nie hoop vind in jou onsekerheid nie, en gaan jou lewe nie vryheid vertoon nie, maar gaan jy 'n slaaf word van al daardie ander dinge wat jou beheer. Die Here het jou gekoop, deur die druppels van sy bloed, wat uit sy liggaam gevloei het. Hy sou dit nie gedoen het as jy nie die moeite werd was nie. Die vraag is, besef ons dit? En laat ons hom toe om ons eienaar te wees, en is jy vir hom van waarde, deur 'n lewe van geloof en gehoorsaamheid te lewe. Geliefdes, as ons mooi moet dink oor die prys wat Jesus betaal het, regverdig dit in geen opsig die waarde wat ons as mens vir hom bied nie. En omdat hy daai prys betaal het met sy kosbare bloed, maak dit hom die eienaar van ons lewe. Maar tog so dikwels wil ons hom voorskryf oor wat hy met dit wat hy gekoop het moet doen, en hoe hy met ons moet handel, dit terwyl hy die eienaar van ons lewe is. Ons laat te dikwels toe dat alles anders vrylik oor ons lewe mag uitoefen, terwyl ons voortdurend die Here se mag in ons lewe wil beperk. Ons hoor die opdrag om ons lewens aan hom toe te vertrou, maar ons sukkel selfs om die Here met ons kleinste besluite te vertrou. Dit terwyl daar nog nooit in die geskiedenis of in die toekoms iemand sal wees wat bereid was om met sy bloed vir jou lewe te betaal nie. Sy bloed het veroorsaak dat stikkende mense op die ashoop van hulle sonde en elende 'n nuwe lewe kon kry. Sy liefde vir hierdie gebroke mens is egter so groot dat hy nie van ons verwag om perfek en foutloos te wees nie. Al wat hy vra is om jou lewe volkome in hom as jou eienaar se hand te plaas en om met elke aspek van jou lewe te vertrou. Hy gee nie op jou nie, moet jy ook nie opgee op hom voordat jy nie jou lewe aan hom oorgegee het nie. Sy prys vir jou was elke druppel van die bloed wat uit sy liggaam gevloei het. Sy doel met jou is 'n lewe in oorvloed. Sy liefde vir jou is oneindig, sy genade vir jou is oorvloedig. Sy kosbaarste besitting is jy. Jou enigste pad na ware lewe is hy. Al sien ons die hoogste vorm van inflasie in hierdie kooptransaksie op Golgotha. En al het Jesus
duur betaal vir iets met baie min waarde, sê hy vandag oor en oor vir jou. Jy is myne. Amen. Ons gaan saam sing lied 464. Jy's 'n lied waar ons oor hierdie grootheid van God sing. U bly staan vir die geloofsbelijdenis en dan sluit ons ook af met ons slotsang. Saam met die kerk van alle eeue doen ons belydenis van ons geloof en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Gaan in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by en met u elkeen wees. Amen. In die skadu van die verlede, en die drome van ons toekoms, is dit die Gees van God wat ons lei deur donker en lig. Met elke stap wat ons neem, leef ons in sy genade, ons harte gevul met hoop, geloof en liefde. Laat ons groei in geloof, laat ons gloei in sy lig, laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade, met elke tree wat ons neem, laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. Soos die wingerd wat vrugte dra, in die seisoen van sy tyd, soos die sterre wat helder skyn, in die hemel van die nag, ons lewe vir sy glorie, ons gee ons harte geheel, ons loop die pad van diens, nederigheid en waarheid. Laat ons groei in geloof, laat ons groei in sy lig, laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade, met elke tree wat ons neem, laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. En elke storm en elke vreugde, ons vertrou op die Here, sy woord is ons gids van die oggendglans, door die laatste sonsondergang. Sal ons sy naam loof, vir ewig dankbaar wees. Laat ons groei in geloof, laat ons groei in sy lig, laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade, met elke tree wat ons neem, laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir